Ek sal sê die feit dat ons vir die Noord-Kaap projek het ons onafhanklike diensverskaffer aangestel om 'n ontleding te doen van die opnames wat ons gemaak het in die Noord-Kaap. Toe ek hier kom, was die opnames aan die gang gewees, omtrent al 5 jaar aan die gang. Ons het vir 'n verdere 5 jaar aangegaan, maar op 'n stadium het ons gesê, wat maak ons met die materiaal? Dit is een ding om te versamel, wat goed is in terme van die mandaat van 'n museum, is om te versamel en te dokumenteer, maar nou moet ons dit op 'n manier versprei. So ons het 'n onafhanklike diensverskaffer aangestel om te kyk na die leksikale gebruik en uitdrukkings in Oranje-rivier vir Kaaps, wat uitkom uit daai onderhoude. En daarmee saam is natuurlik ook, ons is ook besig om die eerste en die tweede taalbeweging te digitaliseer, om dit meer toeganklik te maak vir mense. Die Noord-Kaap materiaal is byvoorbeeld, van die materiaal en die stories is beskikbaar op die YouTube, op ons YouTube kanaal. Dan is dit natuurlik, jy weet, waar ons gekyk het na taalrelewing, die Arabiese Afrikaans, en ons het byvoorbeeld audiogidse, wat in 6 verskillende tale, en die simboliek van wat hy op die oorsprongwortels van Afrikaans is in 22 tale beskikbaar, en ons het 'n brosjure in braille ook. So dit is van die projekte waar ek betrokke was, en natuurlik een van my vlaggenskap projekte is natuurlik die Bouers, jy weet, waar ons ook 'n so van onderaf op benadering volg om te sê, kom ons bring meer diverse stemme in tot die narratief.